Blitsfokerskykers, welkom by vandag se episode. Ons het 'n propvol episode vir julle vandag. Isaiah Kazendowie, wat die kaptein is van VIS se Samsung eerste span rugby, is vandag saam met my op die Blitsfokersbank. Maar net voor dit gaan ek en Jadine Ambrosini, 'n nuwe nuusaanbieder, bietjie kyk wat aangaan in die wêreld van die jeug. So geniet hierdie episode saam met ons. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Blitsfokerskykers, welkom by vandag se Wat is Nuut, waar ons bietjie gesels oor wat aangaan in die wêreld van die jeug. Ek het vandag 'n baie spesiale en nuwe nuusaanbieder saam met my. Dit is Jadine Ambrosini. Baie welkom Jadine. Dis nou jou eerste keer hier op Blitsfokus. Dit is my eerste keer hier op Blitsfokus. Baie dankie om vir my hier te sit, Roxanne. Ja, ek dink nie jy het 'n groot van 'n keuse gehad. Ek het maar net gesê sal jy asseblief en toe sê jy maar. Ek is maar net hier ingekom, so ek wou nie gewas het nie. Maar ek's baie bly jy is hier. Ja. Jy is ook deel van die Maison span. So Ek voordat ons is. nou inspring by die nuus, vertel net so 'n bietjie van wie jy is, hoe jy uitgekom het en wat jy doen hierso. Ja, ek is ook 'n intern hier by MyZone. Ek is die presenter van Career Chronicles ook. En ek is wat is daar om te sê? Ek doen wat ons almal hier doen. Ek weet nie waarom baie van myself te sê nie. Ek is maar net ek vind tog myself uit, so dis nog om te gaan met jy dit. leer nog, maar jy doen so iets van alles. Bietjie doen van artikels skryf, bietjie van Ja. presenting, bietjie van Alles is in 'n mix saam, ja. ja, ja. En dan as ons nou weer terugkom na die nuus toe. Yes. Ons liewe Precious is al die afgelope ruk, ek dink is omtrent 'n week. Is omtrent was nou 'n sy- week, ja. Ja, was sy saam met die NAPSO Tour groep in Swede. So hulle het nou gister hulle kompetisies klaar gemaak. Ons wag nou nog vir die finale uitslae van dit, maar volgens wat ons gehoor het en gesien het en so het hulle fantasties gedoen. I mean vir 'n landjie soos Namibië om sulke hoë gehalte jeug atlete te stuur na Ja. groot, as mense dit nou kan sê, groot verhoog so Swede, is vir my fantasties. I mean hulle het baie goed gedoen vir waarvanaf hulle kom en vir wat hulle het en ek is baie trots op hulle. En dit lyk soos hulle baie like 'n lekker tyd ook self vir hulle daar self het. Ja, Hulle ja. geniet hulle self daar en dis Ja. like dis wat hulle eintlik uit moet dit kry. Dis wat ek voel. Ja, hulle moet daai leer. Voel ek hulle moet geniet en hulle kan soveel leer by kinders van ander universiteite, Van ander ander plekke, skole, ander ja. plekke, ander lande. I mean dit is kinders van reg oor die wêreld wat Ja. bymekaar kom om atletiek te doen en ja, ons Namibia was represented well, as mense dit nou so. Ons kan dit maar so sê, ja. Ja. So ek is baie trots op hulle. Ja. En dan 'n ander ding is dit is nou 'n seisoen vir toere. So Yes. ek weet die NAPSO sporttoere, so die netbal en die hokkie en die rugby gaan op toer. Suid-Afrika toe binnekort en dan ook die NSSR. Ja. Hulle toere begin. So die of nie SSR nie, maar die skole rugby toere. Ja. Daar van hulle gaan van Vanderbijl Park toe, van hulle gaan, ek weet daar gaan van party Port Elizabeth toe, al sulke klomp plekke en dit is nou vir die Academy Week, vir die Ja. Rhino Week.
al hierdie groot byeenkomste wat nou voorlê vir hulle en hulle het nou so ek dink die week wat nou kom is daar ook 'n oefenkamp vir dies wat nou nog nie gegaan het nie en die ander is al weg Sondag. So ek baie sterkte aan julle almal wat gaan en ons hoop vir julle al die beste toe. En ons glo dit sal goed gaan. Julle is 'n goeie groep en hulle gaan regtig ook vir ons goed represent. So en is baie om uit na te kyk om oor hoe hulle gaan doen, hoe hulle voorheen gedoen het en al wat dit ding is. En ons gaan ook bietjie hulle kan ons social media platforms veral MyZone gaan 'n bietjie dophou oor hoe daai spanne doen en hoe hulle vaar en wat hulle daai kry, Ja. Glo dit gaan lekker wees. Ja, ek glo ook so. Ek dink dit is 'n fantastiese geleentheid vir jong atlete om te toer want jy word so blootgestel aan alles wat anders is. Ander spanne se coaching methods, ander spanne se strategieë wat hulle gebruik om te speel. Al sulke lekker dinge. Ja. As ons ook bietjie kyk na die NSSR liga wat tans aan die gang is. Hulle laasweek Woensdag wat het WAP en Windhoek Gimnasium te mekaar gespeel en dit was 'n fantastiese wedstryd. Hulle het baie mooi gespeel. Hulle het so hoog gesê en tot op die einde kon mense jy het nie geweet wie gaan wen nie. Dit was so 'n tyd, ons het gewonder wie gaan dit vat, wie gaan dit vat. Ja, en hier aan die einde het WAP regtig uitgeskiet en 3 gedruk. Ek weet dit was op die laaste sekondes het hulle daai 3 gedruk. So dit was as 'n kyker 'n fantastiese wedstryd om te kyk. Sulke hoë gehalte rugby, maar dit het ook gemaak dat hulle dan nou al vir die tweede week in 'n ry bo aan die ranglys is. So die wedstryd wat nou die afgelope naweek plaasgevind het nou die dinge bietjie rondgeshuffle met party het boontoe geskuif, onderuit geskuif en so, maar sover lyk dit of WAP nog steeds heel bo aan is. Hulle is in 'n goeie posisie op die oomblik. Hulle is in 'n goeie posisie, maar mense sal nou net kyk want al die spanne moet mos maar dieselfde hoeveelheid wedstryde speel en WAP het nou al die meeste gespeel, so ons kyk nou maar wat gebeur daar. Want ons ken nog nooit enigiets kan gebeur. Ja, letterlik, want dit is die een week dan dink jy, nee, wie is in die lead en dan kom hierdie een in. Ja, en hierdie jaar is dit so baie spanne wat so half op dieselfde gehalte is as 'n mens dit kan sê. So die kompetisie die jaar is regtig sterk. So en dit is baie hoog. Op die stadium kan 'n mens 'n voorspelling maak van wie gaan wen. Want dit gaan nog nooit accurate wees om te wees hulle gaan dit vat of hulle gaan dit wen nie. Want dan kom net iets nuut in om te wees wow. Die heeltyd kom daar 'n span wat uitblink wat heeltemal jy dink nie hy gaan wen nie en dan wen dit dan jy net soos okay dit krap nou. En hy is die beste part van dit. Hy is die beste part van dit. Dit is want dit voel vir my dan die wedstryd die half kompetisie is altyd net dan fair. Soos elkeen het nog 'n kans om te wen. Daar's nie iemand wat te agter raak of te voor of so. Ja. So ons kyk maar vir die res van die liga wat gaan gebeur. Ons is tuned in vir dit. Dis 'n goeie tyd vir iemand om te wees wat interesseer in sport. Daar's so baie wat gebeur soos nou in sport. Ja. Daar is baie wat gebeur. Ons het die Wêreldbeker wat soos nou ook aan Suid-Afrika ook mooi gespeel en alles is net vir iemand wat in sport is. Dis hulle se tyd soos nou. Perfekte tyd vir jaar. Perfekte tyd soos nou. Jy is entertained. Ja. Regtig, maar hulle speel ook baie mooi. Ek volg nou nie sokker so ek kry net so updates nou en dan. Maar ek weet die Suid-Afrika het nou gekwalifieer vir die ronde 16. Hulle het 16de groep of hoe gaan mense dit noem. Wat ek dink fantasties is vir Suid-Afrika, dis baie opwindend. As 'n Namibier is mens maar outomaties jy ondersteun so 'n bietjie van Suid-Afrika. Dit is altyd so by die rugby ook. Dit is altyd so by die rugby ook en nou sit met Bafana dieselfde is. Jy outomaties as jy maar soos okay ek stem vir Suid-Afrika. Hulle is die naaste so ons stem vir Suid-Afrika. So ek's baie opgewonde vir hulle. Ek dink dit is regtig vir Suid-Afrika goeie stap. Hulle het klaar so baie ver uitgekom. So om vir hulle nog als verder te gaan sal net 'n groter achievement wees en enigiets. Al hulle dit nie maak nie, al hulle nie die bekerhuis toe bring nie. Dis klaar 'n groot achievement vir hulle. Dit is definitief. So ek is opgewonde om te sien wat gebeur daar. Ons gaan sien hoe ver hulle kom. Ek is letterlik elke dag op social media om te kyk waar hulle in is. Waar is hulle op die ranking? Ek moet seker maak ek moet updated wees met dit. Jy is outomaties 'n Bafana fan. Ek is regtig, ek is 'n dedicated lover vir dit. Okay. Ons moet vir jou 'n jersey kry. Ek moet volgende keer as ek met my jersey, Ja, definitief. Maar Jadine, dankie vir die eerste nuus. Dit was baie lekker. Dit was baie lekker. Vanoggend want Blitsvikkers kykers, julle gaan definitief vir haar nog sien. Anne-Marie het of ek weet nie updates nie, maar Anne-Marie gaan nou nie meer so gereeld op Blitsvikkers kan verskyn nie. Dalk met 'n inbel nou en dan, maar vir nou is ek baie opgewonde om saam met
Jadine vir so 'n paar weke die nuus te doen. So julle gaan nou beter leer ken en ek definitief ook. Ja. So bly geskakel daarvoor vir die volgende paar weke. This is Generation C, where high school stories come alive. It's youth-led, youth-driven, and all about real voices from real schools. From standout learners and aspiring teachers, to school culture, talent, vibes, and everything that makes each school unique. No scripts, no filters, just authentic moments and big energy. Catch Generation C every Friday at 12 p.m. on DSTV channel 285 and GoTV channel 25. Missed it? No stress. Watch anytime on 1UP2 under My Zone TV. Generation C, made by the youth for the youth. This is where your school gets the spotlight. Welkom Blitsfoekers by vandag se onderhoud. Ek is so bevoorreg om vir Isaiah Kadondowie saam op die bank te hê. Hy is die VAS Samsung span se kaptein. Baie welkom saam op die bank. Baie dankie Rosanna. Dit is 'n eer om hier te sit saam met julle om 'n bietjie te gesels. Ja, julle het nou as 'n span 'n bedrywighede agter die rug met NSSR Liga en die Interhoor wat so 'n paar weke terug was en teen Windhoek Gimnasium. Maar voor ons nou daarby uitkom, vertel 'n bietjie vir my, waar het jy groot geword? Wat was jou laerskool en nou obviously nou is jy in VAS, maar hoe het jy daar uitgekom? Ek het in Windhoek groot geraak in Rocky Crest. Ek het daar van graad 1 af tot graad 7 Rocky Crest primêre skool. Gaan ek graad 8 jaar gaan ek Rocky Hoër toe en toe gaan ek graad 9 gaan ek VAS toe. Okay, en nou is jy daar. Ja, nou is ek VAS. En dan vertel 'n bietjie vir my met rugby, waar het jy liefde vir rugby begin? Waar het jy begin? Ja, is 'n baie lang storie tyd. Okay, so ek het eers sokker gespeel voor die tyd. Speel ek sokker. En toe was dit soos graad 6, 7, graad 6 toe begin ek. Maar dan ek nog ons in die straat doen en speel ons stadjies of so. Ja. Ja. En daar waar ek mos bietjie skills geleer het, met die groot manne gespeel mos nou. Toe gaan ek nou 'n jaar parkies toe. Was ek onder coach Lorenzo en dis va. Toe ek my eerste 3 druk, toe was ek van ek wil rugby begin speel. Dis waar ek my liefde gekry het vir sport, ja. Okay, en toe sit net hooked from there. Hooked, straight up, ja. En julle is nou tans in die NSSR Liga bedrywig. Vertel 'n bietjie vir my, as 'n kaptein, hoe berei jy jou span voor vir so groot geleentheid soos die liga? Hoe kan ek dit nou sê? Ek bemoedig altyd my seuns om altyd positief te wees. Soos on and off the field. Van as jy by die oefening kom, ons sê put on, switch on. You must always be positive, because if you be negative, going on the field being negative is dat die game gaan nie goed wees nie. So ek bemoedig my boys om te sê dat ons is hier om 'n job te doen. Ons is om mekaar se tyd te mors en let's just have fun. Dit is waar ek my boys sê, ja. Nie te veel nie. Ja. En dan dis nou al 'n paar weke terug, maar met die Interhoor het julle 'n fantastiese wedstryd gehad. Dit was so close. Ja, en ek dink al was dit te verloor, dis iets waarop jy kan trots wees. Ja. Uit sulke situasies waar julle span nou nie uitkom waar julle wil wees nie. Hoe gaan jy van daar? Wat leer jy daaruit? Wat vat jy uit so 'n situasie uit? Ja. Soos wat ek my boys gesê het na die game, ons het net verloor soos dan daar gesê het. Ons moet nie opgee nie. Van ons was 24, as dit 17 voor en toe gaan relax ons nog gedink nee, ons gaan die game wen en van wie is dit wat so 6 jaar lank in Interhoor gewen. So dit was eintlik baie groot vir ons en ons het maar gedink toe ons 24 punte 17 voor is, toe relax ons. Ja. So wat ek met boys gesê het na die game was en die coaches ook. So ons moet nie opgee nie. Tot hy een vlekkie nie blaas nie van you never know what's going to happen, anything can happen. En dan gaan druk hulle try in hoek. Jo. Ai tog. Maar ja, dit was 'n fantastiese wedstryd om te kyk. Dit was 'n fantastiese wedstryd om te kyk en as toeskouers kon mense sien dat julle het regtig julle harte gegee.
Maar ja, man. wel daar aan die einde toe is dit nou nie so Dis nie. nie die so nie. Maar nou terug by die NCSR Liga dis nou gemik maar op skolesport en veral die Premier Liga waarin julle speel is baie groot deel as mense dit nou so kan sê. As dit nou kom by die NCSR Liga, hoekom sal jy sê is dit so belangrik vir skolesport maar ook vir rugby in Namibië? Hoe kan ek sê, die liga is baie wonderlike ding wat in Namibië is vir skole rugby. Want ons wil op 'n level kom waar ons wil kan compete met Suid-Afrikaanse skole of met enige skole in die wêreld. So ek sal sê dis 'n goeie ontwikkeling vir skole van Momentum is nou ons grootste sponsor hierdie jaar. En ek sal sê hulle is 'n goeie sponsor. Hulle hoe kan ek sê, hulle probeer so professional wees as moontlik. Om soos as daar games is om daar te wees soos. Ja. Ek sal sê vir die volgende soos hulle fokus meer op young coming talent, talent wat nou opkom. So as hulle meer op dit fokus, dit gaan baie help van dit is ons future generation. Ja. Ons next gen vir die nasionale span of so van jy kan mos nog nie bietjie ouerige manne nou vir jare daar en jy verstaan. Soos jonger bloed moet inkom en dis mos nou vars en meer talent en so en ja. Ja, en daai ontwikkeling begin ook van skoolvlak af. I mean jy moet van skoolvlak af die taktieke en die skills en half die rugby mindset hê. Ja. Want meeste van die soos WAS ons word nou in 'n professionele ding. Soos if you want to play professionally, you have to be treated professional. Ja, so dis wat ons nou by WAS begin inbring, ja. Nee, dis fantasties. Ja. En dan vir die liga wat nou voor lê nog, die paar wedstryde wat jy oor het, wat verwag jy? Wat soos wat is jou verwagtinge vir die liga? Okay, so ons het Saterdag 10 Roots. Het ons verloor 28-17. Kan nie aan so mooi onthou nie. So daai game was nie vir ons 'n goeie game nie, maar ons het vir onsself gesê dat we're going to put the game behind us and we're going to look forward. Soos ek gesê het, ons gaan positief wees. So wat ek verwag is daar is soos klein skole wat regtig hulle wil kom staat maak in die liga. En soos VAS het nou vir jare, ons is nou ek wil nou nie sê soos die eintlike span nie, maar ons is baie competitive in die liga. Ja. Soos wat ek kan sê is ek verwag nie te veel nie, maar ek gaan sê dat VAS gaan 'n fight in die liga. Ons gaan nie maklik maak vir die ander spanne nie. Veral soos die klein skole wat nou opkom, soos Roots, ja. Dit is 'n wonderlike span. Hulle het nogals opgekom. Hulle het en om sulke klein skool, sulke groot skool te wen wat soos 109 jaar oud is, dit is jy moet soos nice voel. Dit is 'n lekker gevoel. Ja. Maar ek sien net vir die liga man wat ek voel hierdie jaar gaan meer competitive wees. Ons gaan meer met mekaar compete. Ja, ek voel so. Dis wel voel vir my hierdie jaar is daar meer skole wat op dieselfde vlak is mekaar. Ja, kom ek sê. So daar was nie vorige jare was daar 'n groot gaping in twee skole of drie skole. Ja. En hierdie jaar is dit regtig 'n tappe game, sal ek sê vir almal. Ja. En so, ja. Maar jy het nou genoem van die VAS wat nou half die dominating school was vir die laaste paar jare. Ja. Wat sal jy daai sukses soos gee? Hoekom dink jy is dit? Die broederskap wat daar by WAS is, soos ons het mekaar so, I have your back, you have my back. En ons gaan nie toelaat dat jy soos met my rondtos of ek met jou rondtos. Ons is soos unity is baie belangrik daar by ons. En ek sal sê liefde vir die game. Soos ek sal sê as jy op by veld draf, is nie net vir jou wat jy doen nie. Jy doen dit vir 109 jaar, jy doen dit vir legacy, jy doen dit vir daai ligte blou trui. Vir die mense wat agter jou staan, veral hier soos die studente. Jy staan hier, dis 'n ongelooflike gevoeling as jy sien hy hele paviljoen is vol blou blazers en jy draf uit. Ja, dit is amazing. Ja. So dit gaan maar oor vir jy doen dit vir die skool, so jy doen jou beste. Jy doen dit vir die skool, so jy gee jou alles. Ja. En dan gou die heel laaste vraag, jy ek het jou nou al vir die afgelope paar wedstryde dopgehou en sê jy's 'n fantastiese rugby speler. Ek dink jy het definitief jou kapteinskap ge-earn as mense dit so kan sê. Vir jou vir rugby in die toekoms, wil jy soos professioneel gaan speel? Wat is jou plan? Wat is jou plan? Ja, Tannie. Ek het vir myself doelwitte uitgesit. Een van my doelwitte is dat ek wil graag 'n beurs kry om Suid-Afrika te gaan speel of oorsee of enigiets, maar
Ek gaan reg waar my rugby vervat, want dis 'n talent wat die Here vir my gegee het en ek kan dit gebruik, ek gaan dit nie weggooi nie. Ja, definitief. Ja. Ek dink jy het 'n baie goeie gawe as dit kom by dit. So ek hoop jou alle sterkte toe en ek gaan definitief vir jou dop hou in die toekoms vir waar jy eindig en dalk eendag het ek jou terug as 'n professionele speler, wie weet. Dankie. Ja. Dankie Blitswickers kykers. Dit was Isaiah Kardendowi. Hy is die kaptein van VIS Samsung span. So bly ingeskakel want net hierna gaan hy weer 'n paar blitsvinnige vrae vir ons antwoord. Bly ingeskakel daarvoor. Blitswickers kykers, welkom by Blitsvinnig. En ek het nog steeds vir Isaiah Kardendowi hierso op die bank saam met my. Hy gaan so vinnig 'n paar vrae antwoord. Is jy reg? Ek hoop so. Hoop jy so? Ja. Kom ons kyk. Okay, as jy nie 'n rugby sou gespeel het nie, wat se sport sou jy gespeel het? Golf. Golf. Wat is jou go-to snack vir 'n wedstryd? Jungle Oats bar. As hy 'n rugby speler wat jou die meeste inspireer. Aris weer. Jou gunsteling fast food ete? 'n burger. 'n Burger. Ja. Okay, wat is jou soos go-to hype liedjie vir 'n wedstryd wat jou soos in die mood kry? Freedom. Freedom Okay. van, ek weet nie die artist nie, maar Freedom. Okay, Ja, Freedom. as hulle Freedom musiek. Wat se wedstryd was nou al so ver vir jou die moeilikste? Gymnasium. Gunsteling span om teen te speel. Gymnasium. Jou droomland om eendag in rugby te speel. Jordanië, Namibia. Namibia, vir Van Namibia. Namibia gaan speel, ja. Okay, wat is jou hoogtepunt van jou rugbyloopbaan sover? Toe ek wat is die ding se naam? Speler van die jaar gekry het by Windhoek Hoërskool, ja. Ag, nice. Dat En was laas jaar. dan sal jy eerder soos kragoefening soos strength training of fiksheid training doen. Strength. Okay. Perfect. As jy moet soos 'n reis vir 'n wedstryd, sit jy voor in die bus of agter in die bus? Middel. Middel. Ek het middel sit. Okay, dis nou straks sê, maar wat verkies jy? Speel op 'n veld vol dubbeltjies of soos net modder? Sjoe, modder. Ek sal modder kies. Jou gunsteling tyd om of jou gunsteling manier om jou tyd te spandeer as jy nie rugby speel of skoolwerk doen nie? Dis dit. Game speel. Jy speel. Ja. En dan wie se rugby speler wat jy baie graag eendag mee sou saam speel? Jo, wat is nou? Prins Gausef of Gausef, zoiets, ja. Okay, dit was dit. Dankie. Was dit erg? Nee, niet zo erg, maar het is lekker. Het is Okay, lekker. ek's bly. Ja. Ja. Dan sê dankie Blitswickers kykers, bly ingeskakel want net hierna is dit bietjie voor in die koortyd. Welkom by Voor in die Koor waar ons die betekenis agter kunstenaars se liedjies ontdek. Bid deur Tashay is 'n intense emosionele Afrikaanse ballade wat die pynlike verbrokkeling van 'n liefdesverhouding rou en eerlik uitbeeld. Die lied begin met 'n weemoedige terugbring tot die verlede deur 'n ou foto in die laai, maar die teenwoordigheid van 'n metaforiese wolk en reuk wat in die somerson verdamp, maak dit dadelik duidelik dat die verhouding besig is om te verkrummel. Hierdie emosionele afstand word deur die loop van die lied versterk met 'n kragtige beeld van ligte wat brand in die huis waar niemand tuis is nie, 'n simbool wat die siel en die koneksie tussen die twee mense reeds weg is. Terwyl die maat emosioneel onttrek het en letterlik of figuurlik wegjaag wanneer die konflik te veel raak, bevind die spreker haarself in 'n ongelyke stryd gevang. Die hart van die lied lê in hierdie pynlike kontras. Die maat het opgehou om te gee of te dink aan haar, maar sy weier om te laat vaar, gevang tussen die tasbare herinneringe van die lede en die diep, onvoorwaardelike omgee wat maak dat sy steeds aanhou bid vir die persoon wat sy besig is om te verloor. Selfs wanneer die verhouding in die brug soos 'n landmyn ontplof en die twee asems ophou om as een te dans, bly sy alleen agter met die seer hart, steeds besig om die ligte aan te hou en te beloof om vir altyd vir haar verlore maat te bid. Dankie dat jy vandag geluister het na 'n nuwe liedjie saam met ons. Doen jouself die guns en gaan soek dit op en luister dit vir jouself. Blitswickers kykers, dankie dat julle hierdie week saam met ons hierdie episode geniet het. Ons het dit definitief geniet om dit vir julle te skiet. So tot volgende keer, totsiens.